Die vierde manier hoe ek vir die Here wegkruip terwyl ek eintlik in sy teenwoordigheid probeer bly, en dit is deur geleerdheid. Nou oké, ek het geleerdheid gekies, die regte woord is eintlik redenasies, maar dit is die van julle wat geskryf het. Hulle sê 'n mooi preek met al die hoofpunte met dieselfde letter begin. Ek het dit vanoggend reg gekry, maar ek weet julle het dit nou nie eens gesien nie. So ek moes dit nou vir julle sê. Maar geleerdheid, maar ek bedoel eintlik redenasies. Ek redeneer met die Here. Die Here sê vir my iets en wat sê ek? Jy weet, dis soos hierdie 4-jarige seentjies, nê? Jy weet, jy sê vir hom iets en hy het altyd 'n rede hoekom hy iets nie doen nie. Onthou julle dit? Onthou julle dit? En so jy het altyd 'n rede vir, en die Here kom praat met jou, maar jy het 'n rede. Jy's mos nou slim voor die Here. En jy kan selfs die regte versies aanhaal vir die Here sê hoekom die Here nie by jou kan kry wat hy van jou vra nie. Want jy's reg en jy sê nie die Here is verkeerd nie, maar jy impliseer dit. Okay? So Romeine 1 vers 21 en hierdie praat van mense wat soos ver weg van die Here af is, maar ek sien baie geloof. Ek sien hierdie ding gedurig afspeel by gelowiges. Die woord sê dit, maar die Here het vir my gesê ek kan iets anders doen. Ek sien dit so baie. Dis 'n fenomeen tussen kinders van die Here. Dan sê maar die woord sê dit. Sê nee, maar die Here het vir my gesê ek kan maar. Klink dit bekend? Nee, ouens, die Here sal nie vir jou iets sê wat anders is as sy woord nie. Hy sal dit nooit doen nie. Okay? Daarom, as jy iets gehoor het wat verskil van die woord, raai wie's verkeerd. Ek is verkeerd. En ek moet my siening verander. Ek is besig om met die Here te redeneer. Die Here vra vir my iets en ek sê, nee Here, u's verkeerd, ek is reg. Nou, dit klink 'n bietjie arrogant, maar dit is eintlik wat ons doen. Al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Hoekom? Want met hulle redenasies bereik hulle niks nie. En deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. En dis wat gebeur. Ek gaan na die Here toe en ek probeer my uit my verantwoordelikheid uit redeneer met slim praatjies. Nou, jy word dalk nie Ninive toe geroep vanoggend nie. Jy word dalk nie Japan toe of Korea toe geroep, Noord-Korea toe om sê maar jy weet, ek weet waar die Here my nou wil hê. En die rede is wat ek vir die Here gee hoekom ek nie dit nou doen nie. Dis presies hierdie. So ek kruip weg agter my teologiese voorkeure. Dis my teologiese voorkeure, dit word my veilige hawe. Ek kruip weg agter my geestelike idees en my redenasies sodat ek nie hoef gehoorsaam te wees aan die Here. En dan kan ek 'n paar voorbeelde gebruik. Sommige net soms so as ek nou nie vanoggend aan my geknyp het en aan jou geknyp het nie, dan moet jy net weet dit was my bedoeling. Want partykeer moet jy mos die pot so bietjie roer dat alles weer lekker deurmekaar is. Maar jy weet, wanneer ek trots is daarop dat ek 'n Calvinis is, of ek is trots daarop dat ek 'n Arminianis is, nou die van julle weet nie 'n idee waarvan ek nou praat nie. Okay, dis goed, well done. Maar hulle hou van blommetjies. Calviniste hou van tulip, blommetjies, en die Arminianiste van daisy. En ek sê vir julle, want ek is self skuldig hieraan, maar ek is 'n Calvinis, dis waarbinne ek myself, ek is gereformeerd, of ek is Arminianisties, of ek is charismaties, of ek is evangelies, of ek is iets. Ek wou bygesit het sies, maar toe kon ek nie nog 'n ding daarin kry nie, ek was op die einde van die slide. So lekker gee julle. En hoorie, ek probeer nie iets sê teen enige van hierdie nie, maar die oomblik wanneer hierdie raamwerk word waarbinne ek vir my roeping wegkruip, omdat dit wat die Here van my verwag, nie saamstem met my politieke oortuiging, of my huidige teologiese oortuiging nie, en nou sê ek vir die Here nee, dan is dit 'n manier om van die Here af weg te vlug. Ek sien, want ons almal het 'n flavour waarbinne ons gemaklik is, né? Ons is. En ek bedoel, ek kritiseer dit nie. Ek hou van julle, ek hou van wat hier gebeur. Ek hou nie daarvan dat mense om my op stoele moet ronddans terwyl hulle die Here aanbid nie. Daar's kerke wat hulle doen en ek bedoel, hulle is gelukkig, hulle kan dit doen, maar ek wil nie dit doen nie, dis hoekom ek hiernatoe kom. En ek kan vir julle ook. Julle het nog nie op stoele gedans nie, né? Praat nie van Vrydag aand nie, ek praat nou van vanoggend nie, okay? Ek het 'n flavour, ek het 'n brand waarvan ek hou, en binne in dit voel ek veilig om die Here te dien. Maar daai kan self die struik wees waarna ek trap, hoekom ek vir die Here nee sê. En hoekom ek 'n Jona kan wees. Hoekom ek leerstellings bymekaar maak waarmee ek gemaklik is, maar ek los seker is. Ek het idees, ek het redenasies, en so vlug ek van my roeping af. And I'm hiding in plain sight. Ek sluit af. Kenneth, julle kan vorentoe kom. Ek het vanoggend net een vraag, is vers 3.
is jy vanoggend besig om te vlug van jou roeping in die Here Jesus? Dis al wat ek vanoggend wil vra. Dis waar ons moet uitkom, ons moet hierdie een vraag antwoord. Jona is 'n spieël wat ek moet kyk. Ek moet na Jona 1:3 kyk en ek moet eerlik my self hier vraag afvra. Here, is dit ek? Is dit ek hierdie? Is ek besig om na Jona te kyk en te sê, "Sjoe, Here, maar dis 'n slegte profeet, maar ek doen presies dit met my verskonings." Elkeen van ons het 'n roeping vanoggend. Dis dalk groot, dis dalk klein, maar ek en jy weet waar die Here ons wil hê. En as jy gehoorsaam is, ek prys ek die Here vir jou, want dis goed. Ek bedoel, maar as jy vanoggend is en jy sukkel met dit, moet jy vanoggend kom uitdaag. Moet jy vanoggend kom uitdaag om te sê nee. Sit jou voet neer teenoor jouself en sê, ek gaan gehoorsaam wees aan die Here. Jesus is my eerste prioriteit. Ek weet wat die Here wil hê ek moet doen en ek gaan dit doen. Ek gaan ophou verskonings maak. Ek gaan ophou vlug vir dit wat ek weet. Hebreërs 3:13 sê dit so mooi. Maar solank daar 'n vandag is. Wanneer moet dit gebeur? Dit moet vandag gebeur. Nie môre nie. Dit moet vandag gebeur. Vandag is die dag. Hebreërs 3:15 sê dit verder. Vandag as jy sy stem hoor, moenie hardkoppig wees nie. Moenie doen wat jou voorvaders, moenie doen wat die ander mense gedoen het nie. Vandag is dit ek en die Here en ek sê Here, goed. U wil in my, nie my wil nie. Here, u woord word my prioriteit. Ek wil gehoorsaam wees. Jesus eerste. Ek wil vir jou bid. Maar ek wil net 'n oomblik, 'n halwe tree teruggee. Vir jou geleentheid gee om in jou hart vir die Here te sê, Here, wys vir my deur die Gees, is ek ongehoorsaam iewers in my lewe wat u vir my reeds gesê het, maar ek volg my eie kop.